Dis vanoggend vir my 'n wonderlike voorreg om u te bedien met die woord van die Here. En toe ek so een kant toe gaan, toe weet ek, hierdie woord wat ek vanmôre gaan bring, ek het dit gevoel in my gees terwyl ek voorberei het. Hierdie woord is vir 'n paar mense bedoel. Nie omdat ek dit verklaar nie, maar omdat ek weet mense gaan deur moeilike tye. En ek het nou nie die skrif vir André hulle daar agter gegee nie, want die Here het dit vanoggend vir my gegee toe ek voor ek opgestap het op die verhoog. En ek wil hierdie skrif vir julle gee, dit is Johannes 16 vers 33, en die Here sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hoor wat sê die Here, hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. En as julle mooi geluister het na al die liedere wat ons vanmôre gesing het al, was daar al reeds in elke lied vanmôre 'n boodskap gewees wat oorgedra was aan ons. Ons leef nie in maklike tye nie, mense. Maar ek wil vanmôre dit aan julle oordra, dat julle kan weet, die wêreld is nie ons bron nie. Die wêreld en sy dinge gaan ons nie kan troos nie. Dis net Jesus wat dit kan doen. Want hy sê in sy woord, ons het dit nou gelees, ek het die wêreld oorwin. Die Here is elke dag daar vir ons, om 'n geleentheid vir ons te gee, wat hy wil hê, ons moet vat. Elke oggend, every morning, his mercies are brand new. Maar gaan ons vat, wat die Here elke dag vir ons wil gee? Wat maak ons met wat die Here vir ons aanbied? Gaan ons dit vat? En elke nuwe dag bring nuwe geleenthede, maar jy kan dit mis, omdat jy so besig is om vas te hou aan dit wat was. Iets wat verby is, iets wat lang terug gebeur het, iets wat eintlik al dood en begrawe moet wees. Sommige van ons hou nog vas aan daai goed. En ons glo in ons harte dat daardie goed het nog 'n impak in ons lewe. En die Here wil vanmôre met 'n uitnodiging na elkeen van ons toe kom. En hy sê in sy woord, in Lukas 9 vers 23 sê hy, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. En toe ek hierdie gedeelte lees, toe besef ek, dit is net hier waar die Here vir my kom wys, dat hy het vir elkeen van ons 'n kruis gegee om te dra. Hy sê duidelik in sy woord, as iemand agter my wil aankom, moet hy hom vir self verloon en sy kruis elke dag opneem. Hoor julle wat sê die woord van die Here? Elke dag van ons lewens gaan ons hierdie kruis wat aan ons toevertrou is, moet optel en ons gaan daai kruis moet dra. Almal van ons in die gebou vanmôre sukkel met iets in ons lewe. En as jy dan mooi luister wat hier staan, die woord van die Here sê, hy sê vir almal. Hy sê vir almal, nie net vir sommige mense nie. Wat ek agterkom in hierdie gedeelte is, hy sê die kruis wat jy by jou het, moet jy optel. Hy sê nie, daar is 'n kruis in jou verlede wat jy moet omdraai en terug moet gaan en hom eers moet gaan haal nie. Die kruis wat jy het, moet jy optel en saam met
wil dra. Die Here sê hierdie woorde vanmôre vir ons, omdat dit 'n uitnodiging is om hom te volg. Die Here wil hê dat jy moet wegbeweeg van waar jy is. Hy wil nie hê dat jy moet stil staan op daai een plek. Met ander woorde, hy wil nie hê dat jy moet bly in jou huidige omstandighede, waar jy maar net elke oggend opstaan, en dit is maar net nog 'n dag. Dit is nie net nog 'n dag nie. Want die Here se genade is net vir ons elke oggend. Die Here wil hê dat jy die lewe moet lei wat hy vir jou beplan het, en hy wil hê dat jy jou ou lewe, jou ou dinge wil hy hê, moet jy neerlê en hom volg, want hy weet waarheen hy met elkeen van ons op pad is. Hy sê in Lukas 9, vers 24 en 25, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, hy sal dit red. Nou sê die woord, wat baat dit 'n mens tog, as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Mense, ons gaan nie ons oplossings en ons antwoorde in die wêreld kry nie. Die oplossings en die antwoorde wat die wêreld vir ons bied, is tydelik. Dit het geen ewigheidswaarde nie. En inteendeel, further along the line, gaan daai goed omdraai, teen jou draai, en jou situasie eintlik vererger. Want die Here is die enigste een wat jou siel kan red, wat jou situasie kan verander, wat jou lewe kan verander en jou lewe kan verbeter, as jy bereid is om jou kruis op te tel en agter hom aan te loop. Niemand weet waarheen die Here met ons lewe op pad is. Niemand van ons weet nie. As ons almal die antwoorde gehad het van wat die dag van môre sal inhou, dink julle, daar sal nog mense kerk toe gekom. Hulle sal nie. Want hulle sal so gelewe het, asof hulle nie die Here nodig het in hulle lewe nie. En ja, daar is mense wat wel so lewe, wat nog steeds so lewe, asof God nie bestaan nie. Maar vir die van ons wat hier sit, ons sit vanmôre hier in hierdie kerk, omdat ons almal 'n doelbewuste besluit gemaak het om op te gaan na die huis van die Here toe, want jy weet hier is iets wat vir jou wag. Maar die vraag vanmôre is, gaan jy daai iets wat God vir jou wil gee vanmôre, gaan jy dit vat? Ons weet nie hoe lank dit gaan vat vir ons om op 'n plek te kom waar die Here ons wil hê. Ons weet ook nie wat met ons langs die pad gaan gebeur nie. Wat ek wel weet is dat die Here beloof, hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En 'n mens kan ook nie so lewe terwyl jy vorentoe beweeg, kan jy nie aan mekaar terugkyk en verlang na die dinge wat agter jou was nie. Want hoe gaan jy die toekoms in beweeg? Hoe gaan jy bly vorentoe beweeg as jy bly agtertoe kyk? Dit wat agter jou was, is dit vir jou belangriker as dit wat die Here vir jou nou wil gee op hierdie pad vorentoe? Jy moet besluit wat is vir jou die belangrikste. Dit wat agter jou was, of dit wat nog voor jou lê.
dis 'n persoonlike en intieme oomblik tussen jou en die Here, terwyl jy nou sit en luister na die woord. Maar die vraag wat ek wil vra is, wil jy weer die verlede wat jy gehad het, oorleef? Wil jy werklik daardie goed wat jou lewe amper vernietig het, vir die res van jou lewe saam met jou dra? Wanneer gaan ons besef dat daardie goed wat gebeur het, geen waarde in jou lewe meer het nie? Of wil jy net gedeeltes van jou verlede saam met jou vat op die pad vorentoe? Wil jy net die lekker dinge onthou en die slegte goed agterlos? Die ander alternatief is, wil jy vandag daardie besluit maak om net vorentoe te beweeg op die uitnodiging wat die Here vanmôre vir ons almal gegee het, om jou kruis op te neem en agter hom aan te loop om hom te volg, om jouself te verloon, die lewe wat jy lei, wat jy nou lei, die lewe wat jy gelei het, neer te lê en net in geloof die pad saam met hom vorentoe te loop. Jy hoor vanmôre duidelik ek sê, deur hierdie skrif. Almal het 'n kruis gekry om te dra. Jy het 'n kruis. Ek het 'n kruis. Die ou wat langs jou sit, die ou wat agter jou sit, en wat voor jou sit, almal van ons het met ons kruise vanmôre in hierdie kerk ingestap. Gaan jy dit vandag optel? Gaan jy besluit om met hierdie kruis wat jy saam met jou dra, die Here te volg? Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Hoor julle wat sê die woord van die Here? Hy sê, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring. Dan sê vers 2, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit. Ons moet dus eers leer om op te hou, om terug te kyk en te leer om ons oor net gefestig te hou op Jesus Christus, wat die begin en die volëindiger van ons geloof is. Die woord van die Here sê dan ook vanmôre vir ons in Lukas 9 vers 62, geen mens wat sy hand aan 'n ploeg geslaan het en na die dinge kyk wat agter is geskik vir die koninkryk van God nie. Wel, dis 'n harde woord nou. Maar jy kan nie, as jy 'n besluit gemaak het om die Here te volg, nog steeds terugkyk na die dinge wat jy agtergelos het nie. Jy kan nie die hele tyd vasklou aan die verlede nie. Die Here wil vir almal van ons wat vanmôre hier sit, sê, moenie omkyk nie.
omstandighede, en die omstandighede waar jy jou nou in bevind, miskien jou eie ongeloof, om jou los te maak van daardie dinge, daardie houvas, wat hierdie goed op jou lewe het. Dis mense wat vanmôre sit met soveel seer in hulle harte, wat nie weet wat môre vir hulle inhou nie. En die vyand gebruik daardie goed om ons te keer dat ons in ons volle blessings leef, dat ons die blessings van God in ons lewe net kan uitleef. Hy keer dit. Maar ek wil vir jou sê, as jy vanmôre besef, as jy die goed wat met jou gebeur het, die dinge wat in jou verlede was, waaraan jy nog vashou, wat jou aftrek, wat jou terughou, as jy kan leer om daardie dinge te los, gaan die Here jou vrymaak. Die woord sê, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Daardie vrymaking kry ons net by Jesus. Jy moet op daardie plek kom waar onkyk nie meer jou bron gaan wees nie. Wat verby is verby, mense. Ons moet leer om te besef dat wanneer ons opkyk, sal ons die ware bron van alles ontdek. Wat probeer ek vanoggend vir julle sê? Waar jy jou oë gaan vestig, gaan die plek wees waar jy of jou opwinding of jou nederlaag gaan kry. Jesus het gekom as 'n disipelstorie, en hy het so 'n mooi voorbeeld gegee in wat ek agterkom, ek weet nie van julle of julle opgelet het nie, hierdie afgelope tyd was daar 'n paar keer gepraat oor Lot se vrou in ons dienste wat ons gehad het in die afgelope tyd. En die Here kom en hy sê in Lukas 17 vers 32 sê hy juis vir die mense, dink aan die vrou van Lot. Wat het Jesus bedoel met hierdie ernstige waarskuwing? Daar's baie ander voorbeelde wat ons kan gebruik in die woord van die Here, maar Jesus het spesifiek gesê, dink aan die vrou van Lot. Want die een ding wat vir haar gesê was om te doen, het sy nie gedoen nie. Sy sê, moenie onkyk nie. En sy stop, sy draai om, en sy kyk terug. Niks goed was agter haar nie. Die Here wou haar ook red. Terwyl sy saam met haar gesin uit Sodom en Gomorra gevlug het, was sy ongehoorsaam. En haar ongehoorsaamheid het haar prys gekos. En mense wil vanmôre deur dit wat ek vir julle sê, dit gaan jou 'n prys kos vir die res van jou lewe. Ek sê nie dat almal gaan in soutpilare verander nie. Dit het met Lot se vrou gebeur. Sy was vasgevang op daardie plek, sy daar bly staan vir die res van haar lewe. Dit is wat jou verlede aan jou kan doen. Hy kan jou dan vasstaan, hy kan jou dan verander geestelik in 'n soutpilaar, waar jy vasgevang sal wees, omdat jy bly onkyk na wat gebeur het. Ja, ek weet, wat met jou gebeur het jou seer gemaak. Ek weet dat jy baie verloor het as gevolg van dinge wat in die verlede plaasgevind het. Maar moenie soos
Lot se vrou word. Haar voete het vorentoe geloop, maar haar hart het agtergebly. Moenie soos Lot se vrou wees nie. Moenie een rigting loop, terwyl jou hart hanker na iets wat jy agtergelos het. Jy kan vir my sê vanmôre, dis maklik vir jou om te praat. En ek kan vir jou sê, nee, ek het onverleer. Die Here moes my losmaak van al die seer kry wat ek in my lewe gehad het. Die Here moes my losmaak. Hy moes my nuut maak. Toe ek kanker gehad het en in my genees het, het ek amper in 'n plek beland waar ongeloof my hart gevat het. Want ek het gebid vir genesing en toe die genesing kom, toe sit amper asof ek nie kan glo God het my genees nie. En die Here moes 'n pad met my stap. Dis nie iets wat met my oornag gebeur het nie. Dit het vir Shamaine 'n paar jaar gevat om op 'n plek te kom waar ek geleer het om met 'n dankbare hart die Here te volg en met 'n dankbare hart die Here te dien. Dis nie goed wat in jou skoot val nie. Want as dit so maklik was, sou jy nie waardeer het wat God vir jou gedoen het in die eerste plek en wat God vir jou gegee het nie. Amen. Waarom het Lot se vrou opgekyk? Was sy nuuskierig oor wat gebeur het? Wou sy sien wat gebeur wanneer sy uit die stad uitloop? Het sy omgedraai uit ongeloof? Het sy omgedraai omdat sy verlangend net vir eenmaal wou terugkyk na dit wat vir haar lekker en goed was? Agtergelos het. Miskien het sy glad nie vrede in haar hart gehad oor hierdie besluit wat gemaak was nie. Miskien het sy nie eers saamgestem toe Lot vir haar gesê het, kom, ek en jy en die kinders, ons gaan uit die stad uitbeweeg. Miskien was haar hart nie eers in die besluit wat haar man gemaak het nie. Want ironies, die Bybel sê niks verder van dit nie. Ek kan net spekuleer. Maar die feit dat sy omgedraai het, sê vir my, dat haar hart was nog in Sodom en Gomorra gewees. Ongeag waarom sy omgedraai het sy met haar lewe betaal vir haar ongehoorsaamheid. En sy sterf dieselfde dag saam met die mense van Sodom en Gomorra wat sy agtergelos het. Nou wonder ek, wat wil die Here nou vandag vir ons kom sê as sy kinders? Wanneer hy vir ons kom sê, dink aan die vrou van Lot. Spreuke 4 vers 25 formuleer ons vanmôre so mooi. Hy sê, wat jou oë betref, hulle moet reguit vorentoe kyk. Ja, jou stralende oë moet reg voor jou uitkyk. Die woord is so duidelik. As hy vir ons sê, kyk reguit vorentoe. Daar's nie 'n miskien of 'n as of 'n want in hierdie sin nie. Want onthou, as jy terugkyk, gaan jy 'n gevangene bly vir dit wat agter jou is. En jou verlede kan keer dat jy geleenthede wat God nou op jou pad wil sit, wat reg voor jou is, dat jy dit gaan mis. Die woord van die Here leer ons lewe in die laaste dae. As ons kyk net wat om ons aangaan in die wêreld, die wêreld sal
sien, die koms van die Here is naby. Ek sê altyd, as ek partykeer my oë so toemaak, dan hoor ek al die gedruis van die army, the army of the Lord. It's on its way. Die vraag vanmôre is wat jy saamgaan. Ons staan nou voor die uitwissing, nie net van 2 stede van Sodom en Gomorra nie. Ons staan op die punt om te sien wanneer daar laaste trompet blaas, hoe die Here sy kinders omhaal en hoe die hele wêreld vernietig gaan word. Net soos in die tyd van Noag. Wat sal ons help om te verhoed dat iets soortgelyks met ons gebeur as wat met Lot se vrou gebeur het? Ons moet heel eerste 'n bietjie boeke vat, sê ek altyd. Jy moet 'n bietjie you need to write down the pros and the cons. Bietjie boeke vat. En jy moet die dinge begin identifiseer in jou lewe. Wat daar is, wat jy nie meer daar wil hê nie. En dan die dinge wat sleg is, moet jy neerskryf dat jy kan ontslaan raak van dit. En dan die dinge wat goed is, dat jy daarop kan konsentreer om vorentoe te beweeg. Waarom moet ons nie fokus nie? Een ding wat ek vanmôre vir julle sê, die grootste fout wat mense maak wat 'n moeilike verlede het is, baie kere gaan sit 'n mens en jy gaan dink terug en 'n mens dink, ag, wat gebeur het is eintlik nie so erg nie, dit is so bad nie. Jy begin dit half oorsien. En sommige mense word beproef en net sê, ag, ek maar net een keer probeer wat ek gedoen het. En die vyand kom met sy slinksheid, en hy kom met sy leuns, en hy kom met sy strikke, en stadig maar seker begin hy jou weer intrek, om terug te gaan na die plek toe waar hy was. Jy kan nie staat maak op ou herinneringe. Hierdie herinneringe wat 'n mens baie keer laat verlang na die ou dae, kom waarsku die Bybel ons juis oor. Die woord van die Here sê dan vanmôre in Prediker 7 vers 10, hy sê, moenie sê nie, hoe kom dit dat die vorige ou dae beter was as die teenswoordige? Want nie uit wysheid vra jy hierna nie. Nou, hoor julle wat sê die woord van die Here? Hoe kom dit dat die vorige dae beter was as die teenswoordige? Die woord sê, moenie sê nie. Of ons ook terugverlang na die kospotte van Egipte. Wil ons dieselfde fout maak wat deur die eeue heen gemaak was deur God se kinders? Die Here het vir hulle altyd 'n plan gegee, het vir hulle altyd 'n uitweg gegee, maar hulle wou nie luister nie. Gaan ons vanmôre in daardie selfde strik bly trap, waar die vyand suksesvol jaar in, jaar uit, dag na dag op God se kinders se pad gooi en hulle val na vore. Gaan ons in daardie strik bly trap? Of gaan vandag die laaste dag wees wat jy die besluit gaan maak en sê, Here, no more. This is where I draw the line. Hier trek ek die streep vanmôre, Here. Ek gaan nie 'n tree verder vorentoe gee met iets in my verlede wat my agterbehou nie. Ek gaan nie, ek weier nie. Ek het al baie keer gehoor mense
as jy toe geweet het wat jy nou weet, sou jy by die Here uitgekom het. Sou jy die Here gevind het. Miskien het jy geleenthede vir 'n beter werk of aansien of finansiële sekuriteit in jou lewe gehad en jy het besluit, jy gaan dit nie benut nie. Baie van ons kinders, ons eie kinders, wat ons groot gemaak het, is nie op die plek waar hulle moet wees nie. Hoeveel van ons het ons kinders groot gemaak in die huis van die Here? Hoeveel van ons kinders sit vanmôre in 'n kerk en hulle dien nog die Here? Hier sit ouers, hier sit oumas en oupas, wie se harte stikkend is, omdat hierdie goed met hulle gebeur het deur die lewe. En ek wil hê julle moet verstaan, daar is net dinge in die lewe wat met jou gaan gebeur, waaroor jy geen beheer het nie. Maar ek wil ook vanmôre vir jou bemoedig, wat ek het gesê, hierdie is 'n bemoedigende woord vanmôre. Ek wil jou bemoedig vanmôre en ek wil vir jou sê, dit was nie jou skuld nie. Jy kan nie verantwoordelik gehou word vir die keuses wat iemand anders maak nie. Ons kan wel binne bly vir ons kinders. Ons kan wel binne bly vir ons mans en ons vrouens, want die sit vanmôre mense wat deur moeilike tye in hulle huwelike gaan. Maar dit help nie ons gaan terugkyk na die verkeerde keuses wat ons ook gemaak het nie. Die oplossing is waarna jy moet streef. Jy kan nie vasbly hak by daai een plek nie, want dis daar waar jy gaan sterf. Jy gaan nie groei as jy aanhou omkyk nie. Miskien het daar geleenthede op jou pad gekom dat jy gemis het as gevolg van verkeerde besluite. Almal van ons maak ergens op 'n kol in ons lewe 'n verkeerde besluit. Ek het al baie keer verkeerde besluite gemaak. Ek het al baie keer dinge gesê wat dit uit my mond uitkom en dan ek ja, mond is so vinnig. Partykeer kan 'n mens regstel wat jy verkeerd gesê het. Of jou optrede, die manier wie jy opgetree het, jy kan en kan sê ek is jammer, maar daar's partykeer tye wat jy 'n ding sê of wat jy 'n ding doen wat jy nie kan terugvat nie. Ek wil hê julle moet weet, en jy moenie dat daai oomblik jou definieer nie. Moenie dat jou verlede jou definieer nie. Moenie toelaat dat jou verlede daai labeltjie op jou plak en sê jy, hier het jou lewe gestop nie. Vandag is die dag wat jy moet besluit en sê, Here, ek ruk hierdie label af. Ek is jammer, Here, maar hom vat ek nie vandag verder saam met my vorentoe nie. Ek wil die lewe hê, Here, wat U vir my uitgesit het. Ek is bereid om 'n kruis op te neem, my lewe neer te lê, Here. Al hierdie issues wat ek het, Here, wil ek vanmôre vir U kom gee. Ek is moeg van my eie issues. Is daar iemand wat dit saam met my sal sê? Ek is moeg van my eie issues. Wow. Is moeilik om dit hardop te sê, nee. Want 'n mens wil nie sommer eerlik teenoor ander mense erken dat daar issues in jou lewe is nie. Maar het het geword. Die Engelse spreekwoord sê is that we man up, we must own up to the mistakes that we make in our own lives. Ons moet ophou die skuld op ander mense pak. Ons moet ophou sê, ja, maar jy verstaan nie. Jy weet daai heilige stem. Maar die Here weet.
Ja, die Here weet, maar hou op met jou pity parties, want jy sit met 'n pity party net daar waar die duiwel jou wil hê, suster. Broer. Hoef nie die broers te gee. Hy wil hê, jy moet daar bly, want nou kan hy met jou maak net wat hy wil. Hy gaan jou hang, hy gaan nie daar uitkom. En die ergste van alles is, julle, ek is so lief om hierdie skrifgedeelte altyd aan te haal. Die woord van die Here sê, resist the devil and he shall flee. Nee? Resist. Nou wat beteken om te resist? Jy gaan weerstand teen dit wat jou wil vashou. Maar wat maak ons? We assist the devil. We do not resist him, we assist him. In other words, we give him a legal right in our lives. Ons gee hom 'n wettige reg om in ons lewens te wees, om ons rond te ruk en pluk soos net hy wil. Julle weet die woord van die Here leer ons so duidelik. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Ons ken almal die skrifte. Wat ek vanmôre vir jou sê, hy sê wel, mooi moet julle hoor, soos 'n brullende leeu. Met ander woorde, hy is nie 'n brullende leeu nie. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. Met ander woorde, hy maak of hy 'n leeu is. Hoekom? Want hy wil wees soos die leeu van die stam van Juda. En hy is nie die leeu van die stam van Juda nie. Jesus is. Jesus is the Lion of Judah. And when he roars, the earth will tremble. Hy loop rond die duiwel soos 'n brullende leeu. Dit is heeltemal van my storie af. Maar dit is 'n goeie ding. Want nou wil ek julle weer terugbring na hierdie skrifgedeelte toe, wat ons ook al die afgelope tyd gehoor het. Ek weet nie wat God se plan met my was, dat hy my die hele tyd teruggevat het na goed wat ons in die afgelope tyd gehoor het in die kerk nie. Ek weet dat die plan met dit is nie, ek bevraagteken dit nie. Ons het gelees in Habakuk uit. Almal ken daardie gedeelte, bekende gedeelte. Habakuk 3, vers 17 tot 19, en ek deel dit met julle. Want dit is 'n mooi storie, en daar staan, alhoewel die vrye boom nie sal bloei, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Vers 19 sê, die Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van hert, en hy laat my tree op my hoogtes. Ek wil gou met julle hierdie selfde gedeelte, dit net gou met julle deel, hoor hoe mooi beskryf die boodskap Bybel hierdie gedeelte. Dit was dan vir my, wow. My vertroue in die Here is nie afhanklik daarvan dat het met my goed gaan nie. Wow. Hoor julle? Wat hy eintlik sê, of dit met my goed gaan en of dit met my sleg gaan, ek vertrou in die Here. Hy sê, al dra die vrye boom nie vrye nie, en is daar nie druiwe aan die wingerd nie, al misluk die olyfoes, en lewer die landerye geen oes nie, of al vrug die skape en die beeskrale is leeg, sal ek die Here met 'n hart vol blydskap dien. Ek het al ervaar hoe die Here my
is daar geen drywe aan daai wingerde nie. Hy kla ook nie dat hy nie olyfbome het nie, hy het dit, maar hy sê, as die oes nie inkom nie en dit misluk, hy wil probeer oordra aan die mense. Al het hy nie alles nie, het hy die Here wat hom sal voorsien. Hy hoef nie terug te kyk na 'n mislukte oes nie. Hy hoef nie terug te kyk na die beeskrale wat leeg is of die vee wat gevrek het nie. Hy hoef nie terug te kyk na daai goed nie, want die Here is saam met hom in alle omstandighede. As ek kyk na Habakuk se skrifgedeelte wat ek nou gelees het, besef ek, dit gaan oor iemand wat swaar kry ken. Hy ken oorvloed ook. Dit gaan hier oor iemand wat ook al die diepste vorm van teleurstelling in sy lewe ervaar het. As ek moet stil sit en ek probeer 'n prentjie vorm van hierdie man se lewe, sien ek hoe daar al saad geplant was. Hoe die krale opgebou het, hoe die beeste vermeerder het, hoe die skape vermeerder het, hoe hy geld belê het, hoe hy sy tyd belê het. En die noodlot het hom nog steeds getref. Hy ervaar hierdie mislukking, hy ervaar verlies, hy ervaar nederlaag in sy lewe. Hier sit mense vanmôre wat kan identifiseer met dit wat ek vanmôre met julle deel. Want niks van hierdie dinge verdien enigiemand nie. Ek wil hê julle moet weet, dit is nie jou skuld wat met jou gebeur het nie. Waardeur jy nou gaan is nie jou skuld nie. Hoeveel van ons sit vanoggend in hierdie plek? Jy voel jy is op 'n plek waar jy net wil opgee. Dis mense wat hulle hoop gesit het, hulle geloof en alles op die spel geplaas het. Hulle vertroue op iets te plaas wat nie uitgewerk het nie. Dit wat die seerste maak gewoonlik, is daar die gevoel van absolute magteloosheid. Daai gevoel wat jy binne in jou kry en sê, Here, ek het alles probeer. Ek het my alles gegee. En dan kom Habakuk en hy kom sê vir ons, dit is die Here wat saam met hom was, wat hom die krag gegee het om te kom aangaan. Hy probeer ons oordra dat jy nie 'n keuse gehad wat gebeur het nie, maar jy het wel 'n keuse hoe jy daarop gaan reageer. Filippense 3 vers 14, die eerste gedeelte van die woord sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Ek weet nie wat jy alles moes opoffer nie. Ek weet nie wat jy al verloor het nie. Maar ek weet wel dit. Dit het tyd geword dat jy hierdie dinge agter jou moet los om vorentoe te beweeg. Jy hoef na vandag nie een tree verder te gee met hierdie goed in jou lewe nie. Hierdie goed word vestings op, soos die Engelse sê, strongholds in jou lewe, wat jou denke so negatief kan beïnvloed, dat jou geloof in die Here skade maak. Die Here is vanmôre hier. Hy het 'n afspraak met elkeen van ons, of jy dit nou geweet het voordat jy hierna toe gekom het, en of jy dit nou hoor vir die eerste keer, maar God het 'n afspraak met almal van ons gehad wat in hierdie kerk sit. En hy wil jou help om uit daai situasie te kom, as jy net vanmôre gaan kies
om nie om te kyk nie. Jy sit vanoggend met jou kruis in hierdie kerk. Ek sê weer wat ek net gesê het. Jy het vanoggend met jou kruis in die kerk ingekom. Ek het my kruis ook saamgebring. Wil jy nie vanmôre jou kruis optrek, jou lewe leef net soos dit is, die toestand waarin jy jouself nou bevind, en die Here begin voorgee. Hoor sy belofte, wat hy aan jou vanmôre wil gee. En as iemand in die gemeente dit nie vanmôre vat, die vat ek dit vir myself. Hy sê vir ons, hierdie belofte in Jesaja 41 vers 10, hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. En daarom, met die belofte wat die Here ons los, wil ek jou vanmôre uitnooi. Wil 'n geleentheid skep vir mense wat vanmôre moeg is, om net elke dag